Goeiemôre geliefdes, baie welkom by NG Oudtshoorn Park se YouTube kanaal. My naam is Quintus Kols, die leraar van die gemeente en dit is vir my lekker om saam met jou te wees. Ons het vanoggend nagmaal by ons in die gemeente en vanoggend se prediking fokus juis op die nagmaal met die tema Onthou my. Mag die Here vanoggend aan die woord kom, mag hy my as 'n stofmens gebruik om die woord oor te dra en mag die Heilige Gees die naprediker wees. Maar voordat ons nou by die prediking kom, voordat ons gaan saam lees uit die woord van die Here, kom ons bid saam en dan vra ons dat die Here aan die woord kom. Heilig en heilig, heilig is U Here God, aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Here, dankie dat ons kan saam wees vanoggend deur middel van 'n YouTube preek. Dankie vir almal wat inskakel, al die kykers en luisteraars. Here, ek verklaar vanoggend dat Jesus my verlosser en saligmaker is. En ek sê dankie Here dat ons deur middel van die tegnologie ook die woord, die boodskap daar buite kan kry. Ons as gemeente wat vanoggend ook saam die nagmaal vier. Here, ek wil so kom bid nou vir hierdie teks met die prediking tema Onthou my. En Here, laat ons weer sal besef waaroor die nagmaal gaan en dit wat U vir ons kom doen het. Alles uit genade en liefde. Here, kom spreek nou, U kinders luister en wees U ook die naprediker. Ek bid dit in die naam van die opgestane Jesus. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. God drie-enig kom groet jou vanoggend, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou so saam lees uit die woord van die Here en dit is in 1 Korintiërs hoofstuk 11 en ek lees vir ons so vanaf vers 17 en daar gaan ek so 'n bietjie aanlees tot en met so vers 28. Kom ons lees dit. Dit is in die boodskap vertaling vanoggend en mag die boodskap vertaling weer vir ons opnuut iets beteken vanoggend. Daar staan moenie nagmaal speel nie, is die opskrif in 1 Korintiërs 11 vers 17, die boodskap vertaling. Ek het nog iets om met julle te bespreek, sê Paulus, maar dit is nie vir my so lekker nie, want hier is julle op die verkeerde pad en ek moet dit ongelukkig vir julle sê. As julle as gemeente by mekaar kom, bring dit die slegste in julle na vore in plaas van die beste. Ek hoor byvoorbeeld dat julle veronderstel is om as gemeentelede saam te wees, julle groepe vorm wat elkeen sy eie ding doen. Soos ek julle ken, weet ek dat wat ek gehoor het nie sommer praatjies is nie. Die gedwarstrekkery is nie net sleg nie, dit is ook goed, want so wys julle ware klere. So kan 'n mens sien wie staan regtig aan die kant van God en wie nie. As julle by mekaar kom om saam nagmaal te hou, tree julle so lelik op dat 'n mens dit so waar nooit nagmaal sal kan noem nie. Julle wag dan nie eens vir mekaar nie en deel ook nie julle kos wat elkeen saam gebring het met mekaar nie. Sonder om te gee of jou medegelowige langs jou doodgaan van die honger, sal jy jou trommeldik eet en nog te veel wyn ook drink. Maar jy sal nie daaraan dink om vir hom langs jou ook ietsie aan te bied nie. Hoekom gaan jy dan nie maar liewer huis toe en gaan eet jou daar trommeldik en drink daar jou wyn alleen op nie? Is dit vir julle lekker om op hierdie manier die arme mense te verneder, wat nie soveel kos soos julle rykes het nie? Wat verwag julle moet ek nou daarvan sê? Dink julle ek moet daaroor bly voel en julle vreeslik prys? So nooit as te nimmer nie. Kom ek verduidelik weer vir julle wat die Here self oor die nagmaal gesê het. Dit alles het die nag gebeur toe Jesus gevang is. 'n Rukkie voor hy gevang is, het hy saam met sy getrouste volgelinge geëet. Hy het die brood gevat en vir God daarvoor dankie gesê. Hy breek die groot stuk brood toe in kleiner stukke en deel dit uit. En terwyl hy dit doen, sê hy, dit is my liggaam wat net so gebreek word. Julle sal baie daarby baat. Elke keer as julle dit eet, moet julle dink aan wat ek alles vir julle gedoen het.
Toe hulle amper klaar geëet het, vat Jesus die groot beker waarin die wyn gehou is. En toe sê hy, die wyn in hierdie beker staan vir die nuwe ooreenkoms wat God met julle gemaak het, omdat my bloed vir julle gevloei het. Drink die wyn en elke keer as julle dit drink, onthou dan wat ek vir julle gedoen het. Eet die brood en drink die wyn dus in hierdie gesindheid, totdat die Here terugkom. As julle dit so doen, is dit so goed soos 'n preek vir almal om te sien wat die dood van die Here vir julle beteken. Dit beteken dat 'n mens nie sommer skouerophalend die nagmaal kan eet, asof dit niks is nie. As jy dit op so 'n traak my nie-agtige manier doen, is jy amper net soos daardie mense wat vir Jesus geslaan en gespot het, toe hy gekruisig is. Hulle het nie besef wat die dood van Jesus regtig vir mense beteken nie. Wil jy regtig soos hulle wees? Sekerlik nie. Wil jy regtig soos hulle wees? Sekerlik nie. Dan vers 28. Kyk dan diep in jouself en soek na die redes hoekom jy die nagmaal eet. En hierdie woorde, luister mooi geliefdes, toets jou gesindheid voor jy van die brood en die wyn vat. Toets jou gesindheid. Vers 26 praat hy ook van hierdie gesindheid moet in julle wees. Hy sê dis 'n nuwe ooreenkoms. Hy sê dink aan my. En dan sê hy die Here het self die nagmaal ingestel. En dan praat hy in daai eerste gedeelte oor hoe ons as gemeentelede die nagmaal gebruik. En ook as ons sien medegelowiges sukkel dalk. Ons moet met die regte gesindheid aan die nagmaalstafel aantree. Tot sover lees ek die boodskap vertaling, die woord van die Here vanoggend, mag ons dit hoor en onderhou. Die tema vanoggend is onthou my. Onthou my, die nagmaal is 'n heilige sakrament. Dis 'n heilige herinnering. Dis onthou my. Onthou my, sê Jesus. Onthou wat het ek vir julle gedoen. Onthou dat ek aan die kruis gaan sterf het, dat ek die sonde en die dood oorwin het, en dat ek vir jou die ewige lewe gee. Boetie en sussie, jy daar by die huis, jy wat kyk na hierdie boodskap vandag, daar is so 3 punte waarby ek wil kom stil staan vandag, 3 punte wat ek uit hierdie teks uitvat, wat dit vir my beteken, en die eerste punt is dit, die nagmaal laat ons die kruis onthou. Die tema vandag, onthou my. Dit onthou, dit herinner ons dat Jesus aan 'n kruishout gesterf het. En Paulus sê, ek het dit van die Here ontvang. Dit wat ek vir julle sê, het ek van die Here ontvang. Jesus het self die nagmaal ingestel, daar in die bofortrek, toe hy die laaste keer saam met die disippels geëet het. En daarom is dit so belangrik, ons moet onthou, dat brood was hulle daaglikse voedsel gewees, hulle het daagliks hulle brood geëet, by al hulle etes, sou hulle brood geëet het, hulle sou die broodjie gevat het en die laaste sous in die bak opgeskep het, so hy weet, hy gebruik hierdie teken van die brood, want dis wat hulle daagliks sou gebruik het, en dit was ook gebruik, dat hulle wyn sou gebruik het, saam met meeste van hulle etes. En daarom gebruik hy praktiese tekens om vir hulle te sê, onthou my. Onthou my altyd as julle 'n stukkie brood gaan eet, gaan julle onthou, dis my liggaam wat gebreek het vir jou. Broer en suster, jy kan vandag kom net soos jy is, met jou gebrokenheid, met al jou foute, met jou siekte en jou sonde, en met alles wat daar is in jou lewe, jou bekommernisse en vrese, en jy kan dit alles by die voetbank van God kom neersit. Jesus sê, my genade is vir jou genoeg, ek sal jou nie los nie, ek kom sterf vir jou, my liggaam het vir jou gebreek, sy liggaam word gebreek vir jou, sy lewe gee hy vir jou, omdat hy jou so lief het. Ons onthou vandag die persoon Jesus, wat vir ons aan 'n kruishout gaan sterf het, maar meer as dit, hy is die seun van die lewende God. Nagmaal bring ons terug na Golgotha toe, herinner ons en onthou ons, daar was 'n kruis gewees. En danksy die kruis het ek die lewe. Vriende, as ons die kruisteologie uithaal uit ons kerke uit, het ons nie meer nodig om kerk te wees nie.
Want Jesus is die antwoord. Die kruis is die antwoord. Ons kan nie die kruis uithaal nie. Die kruisteologie staan vas tot vandag toe. Jesus het gesterf, hy het opgestaan, die sonde en die dood oorwin, en daar wag vir ons 'n ewige lewe. John Stott, die teoloog, skryf dit so mooi en sê, die kruis is die hart van die Christelike geloof. Dis die hart van die evangelie. Dankie Jesus. Dankie dat ek kan onthou vandag, U het vir my gesterf. Timothy Keller skryf dit so mooi en sê, die nagmaal is die evangelie wat ons kan proe. Die nagmaal bring vir ons die evangelie so naby dat ons dit kan proe as ons deel aan die heilige sakrament. Ons vat daai stukkie brood en ons vat daai slukkie wyn of die druiwesap en ons drink dit en ons onthou dat Jesus vir ons aan 'n kruis gesterf het. Ook vir jou, boetie en sussie, daar's niks wat jy kon doen wat jou kan skei van die liefde van God nie. Romeine 8, niks. Jy kan met alles vandag voor die Here kom kniel en net sê, Here, ek kom bely my sonde vandag. Ek wil voordat ek aan 'n nagmaaltafel sit, wil ek kom bely dat U my God is. Dankie Jesus, ek onthou, U het vir my gesterf. Vriende, bring alles na hom toe vandag. Bring jou hele lewe. Dalk sê jy's op 'n slegte plek, jou huwelik en jou gesin en verhoudings en ons kan soveel dinge vandag bring en net sê, Here, hier is dit, ek weet nie meer nie. My besigheid, my boerdery, daar waar ek myself bevind in my werksomstandighede, bring alles vandag en vertrou God. Sê, Here, ek gee my lewe oor. I surrender. Here, ek weet daar's niks wat my kan skei van die kruisliefde nie. Dit wat U vir my gedoen het nie. Vat weer vandag die Here se hand, die brood wat gebreek word, sê, dis Jesus se liggaam wat vir my breek. Die eerste ding wat ek van die nagmaal onthou, is die kruis. Maar die tweede ding wat ek onthou is, dat dit genade is. Dis sola gratia, genade alleen. En dan vers 25 van 1 Korintiërs 11 sê Jesus, en Paulus kom en hy sê, Jesus bring 'n nuwe ooreenkoms. Daar's 'n nuwe ooreenkoms wat aangegaan word. My liggaam gaan breek, sê Jesus. My bloed gaan vloei. En dit vir julle, dit vir my, dit vir ons, dit vir die wêreld. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het. Sy geliefde seun gestuur het. Hierdie beker is die nuwe ooreenkoms wat deur my bloed moontlik gemaak is, sê Jesus. En dis wat Paulus kom skryf. Hy sê, ek onthou, ek herinner myself weer daaraan dat dit genade is. Dis eintlik genade, want ons het 'n nuwe ooreenkoms nou. En dis wat ons lees daar in vers 25. Die nuwe ooreenkoms sê vergifnis. Dit sê genade. Dit sê 'n nuwe begin. Vriende, ons weet dit, ons moet mekaar ook vergewe. Ons het vergifnis ontvang van God. Matteus 18 is een van die mooiste tekste wat die man wat die koning geld geskuld het en dan herinner ons en ons onthou ook toe daai man daar uitstap, toe gaan wurg hy iemand anders, nadat die koning hom sy sonde vergewe het, sy skuld afgeskryf het. En dan sê die koning, ja, ons moet ook ander mense vergewe. As ons dit nie doen nie, dan vergewe God ons ook nie. Die koning gaan haal daai man en sê, maar ek het nou alles afgeskryf, wat doen jy nou aan ander mense? Nee, jy het hulle nie afgeskryf nie, jy het hulle nie vergewe nie, kom dat ek jou in die vuurpoel gooi. Vriende, weet ons waarmee is ons besig? Hoe speel ons baie keer nagmaal, net soos die boodskapvertaling se opskrif lui, so 'n praktiese 2026 vertaling. Ons speel baie keer met hierdie goed. Ons speel nagmaal, maar verstaan ons die erns daarvan? As ek dit gebruik en ek sê, dankie Here vir U vergifnis vir my, dan wil ek ander mense gaan vergewe. Dan wil ek ander mense genadig gaan wees. Dan is dit 'n nuwe begin. Die ou mens is verby. Baie keer dan sê ons onthou iemand hoe hy 10 en 20 jaar terug was. Vriende, mense verander.
Want mense gee hulle harte vir die Here. Ek het dit al so baie in my lewe gesien. Ek is nie dieselfde mens wat ek 10 en 20 jaar terug was nie, vriende, want die Here maak jou mos nuut. Hy skep jou nuut, hy verander jou. Ek is in heiligmaking besig om al hoe nader aan die Here te beweeg elke dag, meer en meer soos Jesus. Ons weet wel hoe nader ons aan die Here beweeg, hoe sondiger is ons, want dan besef ons hoeveel sonde het ons eintlik. En dan besef ons is net genade alleen. Genade onbeskryflik groot. Die nagmaal laat ons onthou dis genade. Dis nie 'n prestasie teologie nie. Dis nie iets wat ek kan doen om vir my 'n plekjie in die hemel te koop nie. Jesus se kruis het hy vir ons gedra. Hy het gaan sterf op Golgotha en is genade onbeskryflik groot. En dit beteken ek en jy moet iets daaruit vat. Ons kan dankbaar in die eerste plek wees en in die tweede plek sê, Here, help my want ek wil nou vrug dra. Ek wil hierdie dankbaarheid gaan uitleef. Dit begin deur ander te vergewe. Dit begin om genade uit te leef. Dit begin deur te sê, ek het 'n nuwe begin en ek gaan nuut leef. 2026, ek gaan hierdie jaar aanpak saam met die Here en ek gaan nuut leef, voluit leef. Jy leef nie meer onder hierdie oordeel nie, want Jesus het dit op hom gevat. Jy is nie meer die ou mens van gister nie. As jy jou sonde bely, hy's getrou en regverdig, hy maak jou 'n splinter nuwe mens. Jy stap nou nuut saam met die Here die toekoms in. Prys die Here daarvoor. As ons dit vanoggend sê, dan lees ek 'n stuk raak wat die bekende professor N.T. Wright sê. N.T. Wright sê, die nagmaal herinner ons dat God se nuwe wêreld deur Jesus begin het. Dankie Jesus. Dankie dat U nuut gemaak het. Dankie dat U aan my gedink het toe U aan daai kruishout gesterf het. Ons bekende kerkvader Johannes Calvin sê, in die nagmaal ontvang ons Christus self deur geloof. Glo jy saam met my dit vanoggend? Ja, ek glo dit met my hele wese en ek sê dankie Jesus dat U vir my gesterf het, dat ek die lewe gekry het en dit in oorvloed. En daarom sê ek, die nagmaalbeker beteken vir my sonde is betaal. Dankie dat ek dit in oorvloed gekry het. Dankie Jesus. So die nagmaal laat my onthou daar was 'n kruis. Ek staan vas op die kruisteologie. In die tweede plek laat die nagmaal my onthou dat dit genade is en nou moet ek gaan leef uit hierdie genade, ek moet gaan vrug dra en dan in die derde plek hoor ek iets van gesindheid. Ek kyk na die gemeente in Korinthe. Paulus het hierdie gemeente gestig so 51 na Christus. Dan skryf hy vir hulle hierdie brief, skryf hy so 53 na Christus, 2-3 jaar later nadat hy dit gestig het. En dan is hierdie gemeente ver van die Here af. Hulle het bely dat hulle Jesus as Here en Verlosser aanneem. Hy noem hulle ook broers in hoofstuk 3. En dan sê hy, maar julle het die Gees in julle, maar kyk hoe tree julle op, soos wêreldse mense. Status en mag, image, al hierdie goed het vir hulle belangrik geraak. Wat hulle aantrek, hulle klere, rykdom en al hierdie goed het begin 'n rol speel in hierdie kosmopolitiese stad, hierdie hawe stad. Al hierdie invloed van mense wat in en uitkom en geld wat in en uitkom en dadelik het hierdie mense losbandig en sedeloos begin leef en hulle het die wêreldse dinge begin aanhang. En nou roep Paulus hulle weer tot beheer en sê, waarmee is julle besig? Julle kan nie nagmaal speel nie. Ons moet onthou wat het Jesus kom doen. Hy kom sterf vir ons en julle gesindheid is verkeerd, want ek hoor, daar's by julle verkeerde verhoudings. Julle hanteer die mense wat arm is baie sleg, want daar was hierdie kloof tussen rykdom en armoede. Die mense het geëet sonder om ander mense raak te sien wat honger is. Vriende, ons moet met die regte gesindheid na 'n nagmaalstafel toe ook kom. Ons moet, as ons onthou iemand het iets teen ons, moet ons dit gaan regmaak. Ons moet gaan vredemakers wees. Ons moet gaan vergifnis uitdeel, gaan genade uitdeel aan 'n wêreld daar buite. Ons moet barmhartig gaan wees. Kom met die gesindheid wat Jesus wil hê jy moet kom. Kom net soos jy is. En as jy opstaan vandag, gaan leef daai barmhartigheid uit. Jy weet,
watter mense het dit nodig. Gaan hê 'n oop hand in die wêreld daar buite. Mense in vers 21 het ek gelees, het geëet sonder om die ander mense raak te sien. Hulle het hulle trommel dik geëet, sê die boodskapvertaling so reguit. Die nagmaal herinner ons is nie gered as individue nie, ons moet ook net hoor, ons is gered as individue, maar ons is ook 'n familie saam. Ons is nie net individue nie, ons is ook 'n familie saam. Ons is saam as gemeente gered. En daarom kan ek nie maar net sê, ek gaan my net afsonder nie, maar ek hoor iets van 'n gemeente hier. Jy moet om jou kan kyk en jy moet die nood ook kan raak sien. Ek hoor die hele tyd 1 Korintiërs 11, waar hy praat van kyk na ander. Die gesindheid moet ook wees, nie net myself, nie net ek alleen is gered nie. Ja, jy alleen is gered. En redding is vir jou alleen deur Jesus op die kruishout, maar ons kan nie net vir onsself leef nie. Dis eintlik wat hy bedoel met hierdie, ons is nie net gered as individue nie, maar ons is ook gered vir ander mense. Ons is nie net vir onsself nie, daai selfsug en eie ek nie, die trots en al die dinge wat daarmee saamgaan nie. Kyk, daar in die Korintiërs gemeente het hulle so ver van die Here af begin dwaal. Hulle was nie meer eensgesind nie. Daar was 'n stryery gewees. Hulle was die hele tyd met al die ander dinge besig gewees. En vriende, as ons dit vir mekaar kom sê, hoe lyk ons in 2026? Hierdie brief geskryf heel moontlik 53, 54 na Christus. Waar is ons in 2026? Dietrich Bonhoeffer, die bekende, skryf die volgende en hy sê, Christus verbind ons aan mekaar. Koinonia, gemeenskap van gelowiges. Hoor ons dit? Christus verbind ons aan mekaar, sê Bonhoeffer. Dit beteken, ons kan nie net as individue gaan leef nie, ons moet ook na die mense om ons kyk. Ons moet ook vir hulle bid. Ons moet ook hulle welstand en hulle beste belange op ons hart dra. Ons kan nie maar net die mense ook net los nie. Ons moet vir hulle die evangelie van waarheid verkondig. Ons moet dit ook bring vir hulle en vat na hulle toe. Geliefdes, die derde punt is nogal 'n groot punt. As ek hoor, die nagmaal laat ons onthou, ons is 'n koinonia en ons gesindheid moet reg wees. Nie net as individue nie, hoor ons, ek is nie net as 'n individu gered nie, maar ek is ook saam met my familie gered. Ek is ook saam met my familie, saam met hierdie gemeente waar ek is ek gered en ek moet ook kyk na my familie. Ek moet ook kyk na my gemeente. Ons is verbind aan mekaar. Die nagmaalstafel gebruik ons dit juis saam en dan sê ons is een liggaam. Saam gebruik ons hierdie tekens, die teken van die brood en van die wyn as gemeente saam in 'n eenheidsgesindheid gebruik ons die nagmaal. Hoor jy dit, geliefdes? Of jy nou by die huis sit en of jy op Facebook kyk of op YouTube kyk of waar ook al inskakel by NG Oudtshoorn Park, jy doen dit saam met ons as gemeente en ek wil julle uitnooi, julle wat nou die YouTube kanaal kyk om na hierdie diens op julle eie, moet jy gaan nagmaal gebruik, gaan sit om die etenstafel en al gebruik jy koeldrank, al gebruik jy 'n slukkie wyn of 'n slukkie druiwesap, maak nie saak nie, dalk het jy 'n broodjie of 'n ietsie daar wat jy kan breek, wat jy kan simbolies kan vashou en sê, ek gebruik hierdie nagmaal saam met die gemeente vanoggend in die regte gesindheid. Dalk het jy 'n stukkie brood en 'n slukkie wyn by die huis wat jy kan neem vanoggend, 'n slukkie druiwesap dalk, en net kan sê, ek gaan saam met die gemeente eensgesind vanoggend, gaan ek nagmaal gebruik net daar waar ek is, met die regte gesindheid. En ek gaan saam met NG Oudtshoorn Park bid vanoggend. Ek gaan bid vir hierdie gemeente, want ek wil eensgesind saam met hulle vanoggend nagmaal gebruik. Ek nooi jou uit om dit te doen. Vir julle wat op die Facebook inskakel, julle gaan dit saam met ons sien en gebruik ook lewendig in NG Oudtshoorn Park gemeente vanoggend. Julle op die YouTube kanaal, as ek nou klaar maak met hierdie boodskap aan die einde, kyk of jy op jou eie hierdie nagmaal kan gebruik. Lees 'n stuk uit die woord uit, lees dalk weer 1 Korintiërs 11 en breek dit oop, dalk vir jou familie, 'n
stukkie brood en 'n slukkie wyn of druiwesap en deel dit uit. Bid dan saam en beleef hierdie eensgesindheid. Bid ook vir ons gemeente, bid ook vir die dominees, bid ook vir ons hier by die gemeente. Een as liggaam. Ek wil afsluit vanoggend met 'n storie. Die storie word vertel van die leë stoel. 'n Dominee het eendag dit vertel en ek het gedink om dit met julle te deel vandag. Daar word vertel van 'n bejaarde oom wat Sondag na Sondag in 'n kerk gesit het en dan hou hy die stoel langs hom oop. En as mense daar wil sit, dan sê hy nee, julle kan nie hier sit nie. Hierdie stoel is reeds gevat, hierdie stoel is reeds geneem. En so het die dominee eendag by hom gekom en vir hom gevra, oom, maar jy hou elke keer hierdie stoel, maar hoekom hou jy hierdie stoel so oop? Wat gebeur en wie kom sit hierso? En toe antwoord die oom en sê, dominee, ek hou hierdie stoel vir Jesus oop, want Jesus kom sit elke Sondag langs my terwyl jy preek. En so het dit gekom dat hierdie oom op sy sterfdag gekom het en die dogter van die oom vertel die verhaal vir die dominee en sê dat toe hierdie oom gesterf het die oom ook 'n stoel langs sy bed gehad. En hy het ook telke male so vir sy dogter gesê, Jesus kom sit op hierdie stoel langs my telke male, en dan praat ons land en sand en ons lag en gesels. En sy sê die aand toe haar pa oorlede is, het hy sy laaste woorde geprewel vir haar en gesê, my pa het vir my gesê, Jesus het by my kom sit langs hierdie stoel en vir my gesê, alles gaan oukei wees, ek is by jou, al die dae, tot die volëinding van die wêreld. Hy het gekom, en toe het hy sy asem uitgeblaas. Vriende, en dit was vir my die mooiste verhaal om te hoor, dat die oom so werklike verhouding met die opgestane Jesus het. Hy het gesê, hy het langs my kom sit, en hy het vir my kom sê, alles gaan oukei wees. En dan sê hy op die einde, hy het gekom. Vriende, en as ons dit moet hoor vandag in ons geloofslewe, alles gaan oukei wees, omdat ek Jesus het. Maak nie saak hoe my omstandighede lyk nie, dalk gaan ek deur 'n moeilike siekte, dalk deur 'n slegte verhouding, of dinge is nie lekker in my lewe nie. Hy het gekom vir jou as individu, het Jesus kom sterf aan die kruishout. Maar jy moet ook vanoggend hoor, ons is 'n gemeente, en ons wil saam met jou bid. Ons wil ook vir jou kom sê, jy as individu is saam met ons in hierdie gemeente. En jou stoel is by ons. Ons is lief vir jou en ons gee om vir jou. En weet net, ons wil ook vanoggend kom sê, elke keer as jy die nagmaal gebruik, moet jy weet die stoel langs jou. Jesus sit langs jou. Hy ken jou lewe en hy sal jou nie los nie. Ons as gemeente saam, ons wye uitgebreide gemeente en al die aftreeoorde, daar waar jy sit vanoggend en kyk na hierdie boodskap. Die Here is lief vir jou. En alles gaan oukei wees, want hy sit langs jou. Hy's in my, om my, agter my, voor my, neffens my. Die Heilige Gees is in my vanoggend. Ek sê dankie Jesus. Dankie dat U by my is al die dae tot die volëinding van die wêreld. Hy het gekom. Amen. Here, dankie vir hierdie pragtige verhaal wat afgespeel het van 'n gelowige broer. Dat ons kan weet, Here, ons kan vashou aan U elke dag. Ja, Here, dankie vir U genade. Dankie vir U liefde. En as ek vanoggend hierdie 3 punte met die geliefdes kom deel het, die nagmaal laat ons die kruis onthou. Die nagmaal laat ons genade onthou. En die nagmaal herinner ons dat ons gesindheid een van barmhartigheid moet wees. Van liefde en vrede, vergifnis gaan uitdeel, genade gaan uitdeel. En Here, dankie dat ons kan onthou, U het gekom en U het kom sterf aan 'n kruis. U het opgestaan en die sonde en die dood oorwin en daar wag vir ons die ewige lewe. Dankie Jesus. Ek loof en prys U vanoggend, Here. Dankie dat ons as gemeente saam nagmaal kan gebruik en dankie ook vir almal by die huis wat nou op hulle eie en hulle eie tyd ook nagmaal gebruik.
Ek loof en prys U daarvoor, Here, en ek bid U goddelike doel vandag met die nagmaal in ons gemeente. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, goedheid en guns vir julle, mag julle die Here se liefde en nabyheid beleef, mag hy julle seën en beskerm, tot julle redding verskyn en julle genadig wees, mag hy al julle gebede verhoor, en aan jou vrede gee. Die Here Jesus het jou lief, ek bid vir jou seën toe, in Jesus naam, amen. Baie dankie dat julle ingeskakel het, goedheid en guns vir julle.